Goeiemôre almal, so lekker om weer saam met julle te wees. Ek wil graag praat oor die Israeliete en toe hulle net uit Egipte land uitgekom het of uit Egipte uitgekom het en waar hulle in slawerny was en waar hulle bedruk was en toe die Here gekom en God die Vader het gekom en hulle gered daaruit en hy het Moses gebruik en die eerste muur of die eerste probleem wat hulle toe gekry het is die Rooi See was voor hulle en hulle kon nie deur die Rooi See gaan nie en hulle het geweet Farao se hele armee en sy mag is agter hulle en hulle het nie geweet gaan hulle doodmaak of gaan hulle terugvat in slawerny, maar hulle het begin vrees en was in verwarring. En toe sê God vir Moses, dis wat jy doen en toe Moses dit doen, toe gaan die Rooi See oop en hulle het almal op droë grond deurgetrek. Nou die tweede gedeelte is toe hulle in die woestyn was vir 40 jaar en toe hulle die tweede keer by die Jordaanrivier kom om in die beloofde land in te gaan. Toe het God ook vir hulle opdrag gegee, maar wat hy toe gedoen het, hy het toe hulle self gebruik om die opdrag uit te voer. Hy het vir die Lewiete gesê wat die ark dra, sodra julle voete die water raak, sal die Jordaan opdroog of die Jordaan sal oopgaan en julle sal deur die drooggrond aantrek in die beloftes wat ek vir julle het, die Kanaan, die belofte land wat die Here vir hulle beloof het. En so ek wil graag vir ons lees uit Josua 3 vers 15 en 16. Ekskuus. En net toe die draers van die ark by die Jordaan kom en die priesters wat die ark dra, hulle voet aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle, al die dae van die oes, bly die water staan wat van die bokant af kom. En toe maak het 'n hele muur en hulle kon deurtrek. Maar hulle moes in opdrag hulle voete in die water sit en dit het die wonderwerk laat gebeur. Ons lewe is so besig met baie dinge wat gebeur en elke keer dan kom ons by 'n probleem en dan weet ons nie wat om te doen nie. Maar ons probleme wat ons deurgaan, moet ons leer hoe om die Here te vertrou, hoe om ons harte onverdeeld op die Here te rig. Want dis wat die Israeliete gedoen het. In die begin het hulle nie geweet hoe om te hanteer nie en toe het God hulle geleer en die tweede keer het hulle dit self gedoen met die teenwoordigheid van die God. En die Heilige Gees is vir ons gegee om ons te help en ons te leer. Laat die Heilige Gees jou leer en jou help hoe om te oorkom, hoe om oor die vyand te heers, hoe om dinge wat gebeur in ons lewe teen die vyand te staan en sê, maar ek gaan dit nie meer toelaat in my lewe nie, want ek vertrou nou die Here en gebruik die naam van die Here, die krag van die naam van die Here Jesus wat ons gekry het om te oorkom. Laat dit ons krag en ons sterkte wees en laat ons die vyand oorheers en oorwin deur die bloed van Jesus wat hy in die kruis gesterf het. En laat elke ding wat ons deurgaan vir ons 'n leerskool wees en sê, maar weet jy wat, ek was hier deur en ja, die Here het my gehelp, maar hier gaan ek nou nie weer dieselfde probleem hê nie. Ek gaan oorkom want die Here het my vorige keer gehelp en hy gaan my weer help en ek staan in autoriteit met wat die Here alreeds vir my gedoen het. En nou kan ek elke ding oorkom. Nou kan elke situasie wat aan my toe kom, man, dit kan soos 'n berg wees wat 'n molshoop raak vir my en ek kan net oor hom klim. Want ek het geleer deur my geestelike groei in my lewe en my verhouding met die Here, dat hy my sal help, hy sal altyd vir my deurkom en elke, ons in die Engels sê ons obstacle, elke probleem wat daar is, gaan die Here my help, want dis my geloof en ek sit my geloof daar. En in die naam van Jesus weet ek sal oorkom, want dis deur sy krag en nie deur my krag nie. Ek wil graag vir ons bid en laat ons die Here kan begin vertrou en dat ons sal weet die Here sal ons deurhelp deur situasies. Kom ons bid saam. Here Jesus, help ons. Laat ons dit wat ons geleer het in ons lewe waar dinge partykeer moeilik was en ons het nie antwoorde gehad nie. Waar as dit vandag voor ons staan, dan weet ons met die verhouding wat ons in U het en dit wat ons by U geleer het, want die Heilige Gees ons geleer het, kan ons U naam gebruik en ons kan die vyand oorwin. En ons kan elke situasie deurkom en ons kan in oorwinning aan die ander kant staan en in die beloofde land ingaan, want dis U beloftes. Maar help ons om te oorkom en laat ons nie in 'n nederlaag sal ingaan sê, nou, ek weet nie wat om hier te doen nie. Ja, ons weet wat om te doen, want die woord van God is met ons. En Here, help ons om die woord reg te gebruik. Help ons om op U te vertrou en help ons om ons vertroue totaal en al op U te sit en U sal vir ons deurkom en ons sal in die beloofde land in beweeg. Ek bid dit vir elkeen vandag en ons vra dit in Jesus naam. Amen.